As hy weer eens baie welkom hierso en welkom ook aan ons Facebook kykers, die wat daar by die huis is, waar hulle ook al is, as mense in Londen, mense in die Kaap en paar plekke wat inskakel op ons social media platforms wat ons die dienste ophou, so baie welkom aan julle ook. Nou ja, om te begin wil ek nou eers so 'n bietjie van 'n recap vat van, so vroeër gesê het Eldrey die laaste 3-4 weke gepreek oor ons is meer as oorwinnaars in Christus. En sy het baie die klem gelê daarop in Christus. Onthou, ons moet in Christus wees. En Romeine 8, soos ek het noem, die sonskyn hoofstuk uitgelig, wat die Here so baie in daai hoofstuk sê, ek is met jou, daar is nie meer veroordeling vir jou wat in Christus is, en niks kan ons skei van sy liefde nie, en as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En so amazing reeks gewees. Maar verlede week het sy nou afgesluit met die stukkie in 2 Korintiërs 4 wat ons nou gaan by uitkom. Maar sy vertel 'n storie en ek wil nou begin met die storie wat sy vertel het van 'n familielid. Van 'n familielid wat verjaar het en 'n geskenk gekry het by 'n ander familielid. En in die geskenk was so 'n boksie met 'n seepie in, 'n lekker ryk seepie, sy het die naam gesê, ek kan nie onthou nie. Ja, die tannie sal seker nou onthou wat is sy naam, maar maak nie saak wat sy naam is, of dit nou Daf is of wat ook al, dis nie die punt nie. Die punt is, daar is 'n geskenk daarin. En sy het die geskenk gevat en nou maar daar een kant neergesit in die huis en so 'n bietjie daarvan vergeet en 'n rukkie daarna, toe's daar 'n ander familielid wat nou ook verjaar en sy onthou maar, jene, ek het nog daai geskenkpakkie met die seepie in. Ek gaan sommer die seepie nou vat en vir die ander ene gee. So 'n regift. En sy vat nou die geskenkpakkie, die seepie en gee dit vir die ander persoon en daar gaan dit aan. So rukkie daarna loop sy weer die familielid raak wat nou in die eerste plek vir haar die geskenkpakkie gegee het. Ekskuus tog. En sy vra vir haar, hoe was die geskenk? En ek kan myself nou net indink hoe daai gesprek gegaan. Maar sy vra vir haar, maar het jy die geldjie, die R100 of die R1000 of die wat ook al, die skat gekry wat ek in die seeboksie vir jou gesit het? En daar staan sy, en sy besef, ek het 'n fout gemaak. As ek hom net oopgemaak het, die geskenk, sou ek gesien het wat daarin is, en ek sou die skat in die geskenk gesien het, wat vir my bedoel was. En jy sien, dis presies wat ons so baie doen. Met die geskenk wat die Here Jesus ons gee, ons vat hom, ons kry hom, almal kry hom, en ons sit hom maar daar in 'n boks neer, daar in die huis, die unwanted gift box, en daar staan hy maar, tot ons nou eendag dan nou by op 'n punt kom, dat ons, okay, ek kan hom nou maar regive, ek gaan hom nou maar vir iemand anders gee, of wat ook al die geval is. Dit bring ons nou by vandag se woord, maar soos ek sê, ek wil begin met die woord wat Eldrey verlede week gebring het. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte. Paulus sê, ons is maar erdekruike wat lek. Ons is maar breekbaar, ons is maar broos, ons as mense. Ons is gebroke. Maar die Here gee nog steeds hy skat vir ons hier in hierdie erdekruike. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag
duidelik van God kom en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. En dan nie die laaste 2 versies. In die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggame met ons saam, sodat ons ook die lewe van Jesus in ons ligbare sigbaar kan wees. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggame sigbaar kan wees. Jy sien, en dit is die kruts. Ons kry daai geskenk, daai skat wat daar binne in daai seeboksie weggesteek is, sodat ons kan leef, dat die wêreld Jesus in ons lewe kan sien. Maar as jy nie daai geskenk oopmaak nie, as jy die skat nie oopmaak nie, as jy hom maar net ontvang en aan die giftbox sit en daar los, hoe lyk jy dan? Ons gaan nou daarby kom. So ons teksvers, en ek gaan 'n paar dinge uitlig vandag, wat julle asseblief tog moet probeer snap, want hierdie boodskap gaan oor die volgende 3 weke. Gaan vir die volgende 3 weke, is julle nou so ongelukkig om my gesig te sien hiervoor. Maar vir die volgende 3 weke, die Here het die boodskap vir my gegee as 'n geheel, maar hy is in die volgende 3 weke opgebreek. So ons almal moet nou mooi kop hou en dit sien amper as een boodskap. En ons die boodskap is vir ons daar uit Matteus 25 uit. Matteus 25 vers 1 is ons teksgedeelte, vers 1 tot 13, en dis die gelykenis van die 10 maagde, of ek lees uit vir die wat nie weet nie, die 2020 vertaling uit, is 'n direkte vertaling, 'n baie mooi vertaling, en so die bewoording is partykeer so 'n bietjie anders as wat jy aan gewoond is, maar dit sê dieselfde ding. So hierdie vertaling sê, dit is van die 10 jong meisies. En julle ken die storie van die 10 wyses en die 10 dwaases. So kom ek lees vir julle, ons lees gou Matteus 25. Maar om myself nou daar in die rede te val, ons kan nie Matteus 25 lees sonder Matteus 24 nie. Jy sien, en die Bybel is baie mooi uiteengesit, né? Matteus 25 kom direk na Matteus 25. Dit is maklik om te kry. So, lees eers Matteus 24. Matteus 24 is hierdie hoofstuk wat Jesus ons kom waarsku. Hy is besig met die profetiese rede en hy spreek met sy disippels en hy profeteer vir hulle wat hulle kan verwag in die eindtyd. Hy profeteer vir hulle, hy sê dit en dit en dit en dit en dit is wat gaan gebeur. So ons gaan nie nou Matteus 24 lees nie. Ek wil 2 tekste vir julle uitlig in Matteus 24 vir nou. Die eerste in vers 36. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader. Daarom moet julle gereed wees, vers 44, want die Seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle dit nie verwag nie. En daai 2 tekste moet julle onthou, want daar gaan weer mense wees soos verlede jaar, wat 'n datum hieraan gaan wil koppel. Daar was al baie deur die eeue, en daar sal weer wees, wat kom en sê, dis die datum, die Bybel is baie duidelik, en niemand weet
wanneer daai datum is nie. Dan lees ons Matteus 25 vanaf vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees. Nou, hierdie stukkie wil ek ook nou net vir julle beklemtoon. Jesus sê in baie van die gelykenisse as hy begin, en die koninkryk van die hemele is soos, en die koninkryk van die hemel sal wees soos. Wat bedoel hy daarby? Hy sê, ek gaan nou vir julle 'n storie vertel, 'n gelykenis, maar hierdie storie het 'n waarheid in, 'n waarheid, en daai waarheid gaan presies so afspeel in die eindtyd. Daai waarheid sal presies so wees in die koninkryk van die hemele. So die waarheid staan vas, en hy vertel dit en hy leer dit vir ons deur 'n gelykenis, deur 'n storie. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies, wat hulle lampe geneem het, en op die bruidegom, om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas, en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. En om na die bruidegom getalm het, sê getalm het, onthou daai woorde vir die volgende 3 weke, en om na die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daaraan en roep, meneer, maak oop vir ons. Maar hy het geantwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. So nou is my vraag, het jy genoeg olie? En die Here begin met ons intersessiegroep so 'n week, 2 weke terug gesels oor iets wat nou deel gaan word van hierdie 3 weke. Maar so die 3de, 4de, 5de, soos julle almal weet, is daar toe nou hierdie groot vloede in die land en die Oos-Kaap en ons omgewing kry swaar reën. En een van ons intercessors sit op ons groep dat familie van haar wat daar op Hankie bly, is aan die oorkant van die rivier op 'n plaas. En hulle is afgesny van die dorp af en van die samelewing af, en hulle het laat weet, hulle het nou nog so 'n bietjie brood en 'n bietjie meel en 'n bietjie petrol vir die generator en daar's 'n bietjie water om te drink, maar hulle weet nou nie hoe lank hulle nou nog kan survive nie, want hulle kan nie by winkels uitkom nie. En sy skryf onder aan, is ons gereed, het ons genoeg olie in ons lampies, en onmiddellik begin die Here met my werk oor hierdie stuk. En weet julle wat sê, hoe goed is die Here en die metafoor, die voorbeeld wat hy vir ons kom gee, die fisiese. Daar was waarskuwings gewees van die reën wat kom. Almal het geweet die reën kom, die weervoorspeller het dit goed gewaarsku, daar kom groot reën, daar gaan vloed wees, julle moet regmaak, net soos Matteus 24 gedoen. Hy sê, hy waarsku, hy sê al die waarskuwings wat gaan gebeur, as julle dit en dit en dit sien, moet julle weet, die einde is naby.
Dan begin hy met 3 gelykenisse. Die eerste ene, die gelykenis van die ontroue slaaf, die tweede ene van die 10 maagde en dan die laaste ene van die muntstukke of die talente wat ons later by sal kom. En elkeen van hulle is 'n waarskuwing van wees gereed, hou jouself gereed, want ons weet nie wanneer Jesus Christus terugkom. So op daai noot, ons is, wat was nou verlede donderdag, wat het ons gevier verlede donderdag? Hemelvaart, hemelvaart, ekskuus tog. Ekskuus tog vir die mense op Facebook, ek kan nou die kop mic afsit, maar ek kan nie die mic afsit nie, so hulle hoor my nou hoes. Maar, okay. So, wat met hemelvaart, 40 dae na die opstanding, is dit hemelvaart, en Jesus vaar op, maar hy voorspel dit, hy leer dit vir ons, en ek wil dit vir julle lees daar in Johannes 14 vanaf vers 1. Laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God en glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. So dis die belofte. In die laaste lering, daai Johannes 13, 14, 15, 16, gaan lees daai hoofstukke, dis amazing lering wat Jesus vir sy disippels leer in daai laaste lering. Gaan lees dit maar gerus. Maar Jesus sê vir hulle, ek gaan weg en ek gaan vir julle gaan plek voorberei. En as ek gegaan het en dan kom ek weer om julle te kom haal. En hy gebruik dan in Matteus 25 die voorbeeld van die maagde wat vir ons die bruid uit die huwelik, die bruid uitbeeld. So om net so 'n bietjie agtergrond te gee van die Joodse huwelik, en die disippels het geweet waarvan hy praat, want dit was in hulle kultuur. Hy het uit hulle kultuur uit met hulle gepraat. Maar vir ons is dit mos nou so 'n bietjie moeiliker vandag, want vandag werk dit nou anderste. Vandag jong man en 'n jong meisie ontmoet mekaar, hulle begin mekaar beter leer ken, en nee, wat dit gaan nou goed, en kom ons gaan kry 'n flat, en ons bly saam vir so 2 jaar, en ons kyk hoe dit gaan, en daarna raak hulle verloof, en hulle kom by die huis aan en sê, pa, ma, kykie, surprise, ek's verloof. En die pa staan en, nee, jy het nie my toestemming gevra nie, hoe ek weet niks hiervan nie. En dan gaan hulle en hulle gaan bly nog so 3 jaar saam en is verloof, en dan trou hulle nou, en in die 3 jaar, as hy nou besluit, maar ek het nou te veel agter jou opgetel in die huis, dit is nou nie vir my nie, en sê sy, hier vat jou ring en waai, ek gaan nie meer met jou trou nie. Dit is die konteks wat ons mos nou het in die deesdaagse lewe. Maar jy sien, dit was die Joodse huwelikie. In die Joodse huwelik was daar 2 paas, en die 2 paas, of partykeer was dit net die bruidegom, het dan die pa toe gegaan, maar die meeste was dit 2 paas, wat by mekaar kom en sê, jy het 'n dogter, ek het 'n seun, kom ons trou hulle. En die Engelse woord daarvan is betrou. Ons het nie 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor, behalwe verloving nie, maar verloving en betrouwel is nie dieselfde ding nie. Sien, betrouwel is iets heeltemal anders. So kom die pa by die pa en sê, reg, hier's my seun, daar's jou dogter, kom ons verbind hulle, en hulle sê, yes, kom, ons dink is 'n goeie match. Dan word daar gesels en ooreengekom oor die bruidsprys, en dan word 'n prys vasgestel, en die bruidsprys word betaal, en as die bruidsprys betaal word, dan sit hulle en hulle klink dit oor 'n glas wyn. Laat ons nogal baie dink in die nagmaal. Maar in elk geval, dis 'n preek vir 'n ander dag. In elk geval, dan word die bruidsprys betaal, en die bruidegom gaan saam met die pa weg, om die huis te gaan voorberei vir hom en sy bruid. Gewoonlike extension en uitbreidinge aanbou aan die pa se huis,
gaan bou hy nou aan en hy moet nou hy plekkie voorberei vir hom en sy bruid. En hy bou, en dit is nie net van, gaan gou Best Beds toe en gaan koop 'n bed nie. Nee, hy moet alles bou. Hy moet 'n bed maak, hy moet 'n kassie maak vir die kos om in te sit, 'n ding om vir haar, om haar klere in te sit, daar moet 'n tafeltjie kom vir die kombuis, daar moet 'n konstruksie gebou word, daar moet kookgoed wees, want jy sien, sy kom met niks saam nie. Alles moet reg wees. En hierdie proses vat so rondom 'n jaar. Miskien partykeer 'n bietjie minder, partykeer 'n bietjie langer, maar oor ongeveer so 'n jaar. Dan kom die bruid terug en hy kom haal sy bruid. Maar dit is ook nie net van terugkom nie. Jy sien, want die bruidegom, hy het nie eintlik gesê oor wanneer is hierdie plekkie volgens hom nou goed genoeg nie. Die pa kyk hom en hy kyk die plek en hy sien hoe sy seun bou en bou en bou en bou en bou en by so rondom 'n jaar, miskien 'n bietjie vroeër, miskien 'n bietjie later, want niemand weet nie, dan staan die pa en dan sê hy, dis genoeg, dis goed gedoen my kind, gaan en gaan haal jou bruid. En hy blaas op 'n ramshoring, hy blaas die bassein en die bruidegom weet, ek gaan nou en ek gaan haal my bruid. En hy kry sy wedding party reg, sy bruidegom, sy strooijonkers, wat noem mense, die best mans en wat ook al deesdae. In elk geval, en van die slawe, en daar gaan hulle 'n hele groep mense om die bruid te gaan haal. Maar met die blaas van hy bassein, weet die slawe wat agterbly ook. Nou moet julle die feestafel reg kry. En die kalf word geslag en die feestafel word reggekry. Onthou julle hy gelykenis van die genooide gaste, en dan sê die vader, die heer vir sy slawe, gaan en gaan haal die genooides van die feestafel is gereed. En ek het so rukkie terug met 'n begrafnis daaroor gepraat en gesê, jy kan nie die kalf ontslag nie. As hy geslag is hy geslag. As die tafel reg is hy reg. Maar dan het hulle mos toe nou verskonings, maar in elk geval, dis nou weer 'n preek vir 'n ander dag. En dan gaan die bruidegom met sy wedding party, sy bridegrooms en sy best mans, en hulle gaan in die middel van die nag met fakkels, 'n geraas en 'n gejuig, en hulle gaan na die bruid se huis toe en hulle gaan haal haar. Maar hulle gaan haal haar nie, hulle staan nie net daar en roep haar uit nie. Nee. Hulle vat haar, is amper ontvoering. Maar ons gaan nou, ek sal dit nou mooi verduidelik. Hulle vat haar, en hulle vat haar na die huwelik toe. Dis 'n hele spektakel. En die rede van die spektakel is, die hele village moet dit weet. Die hele village moet dit hoor, want hulle is almal genooi. Want die volgende oggend begin die huweliks, die feesmaal, vir 7 dae lank vier hulle fees. Miskien het julle dit ook al ergens gelees. Aan die bruid se kant, wanneer die pa en die bruidegom nou weggaan, dan weet sy aan haar kant, sy kry nou, die bruidsprys is betaal en dan kry sy 'n geskenk. Gewoonlik 'n ring of iets wat daar, en dan moet sy haar gereed maak vir die bruidegom se terugkeer. Sy moet sorg dat sy reg is. Sy moet in die vensterbank moet daar elke aand 'n lampie brand, wat weer, daar moet hy lampie brand dwars deur. En sy moet haarself gereed kry, sy moet haar liggaam gereed kry, sy moet so leef, dat sy reg is wanneer die bruidegom kom. Maar jy sien, hier is die ding van 'n betrouwel. Betrouwel is hulle eintlik al klaar getroud. Hulle kan nie skei nie. Onthou julle Josef en Maria, toe Maria swanger word met Jesus, toe wil Josef onderneem hy om haar in die nag van haar te skei. En die engel kom by hom en sê, nee Josef, jy skei nie van haar nie. Hierdie kind is deur die Heilige Gees ingegee. Jy gaan haar trou, jy gaan deurgaan met hierdie troue. Dis iets baie meer as net 'n verloving soos ons dit ken. Maar ek wil gou vir julle lees 'n stukkie, so 'n mooi stukkie
in Hosea hoofstuk 2. Hosea hoofstuk 2 vanaf vers 18. Ek gaan my vir altyd aan jou verloof. Ek gaan my aan jou verloof met reg en geregtigheid, met troue liefde en ontferming as bruidsprys. Ek gaan my in trou aan jou verloof en jy sal die Here erken. Jy sien hierdie stukkie kom en hy som dit so mooi op vir ons, dat Jesus het die bruidsprys betaal, daar aan die kruis. Hy het die geskenk vir haar gegee, hierso is jou geskenk, die geskenk wat hy agterlaat, en sy moet haar nou regmaak, sy moet nou volgens hy stukkie in 2 Korintiërs 4, wat Eldrey verlede week, hy vers 10 se laaste gedeelte, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggame sigbaar kan wees. Jy sien, sy moet haarself voorberei, maar sy moet so leef, dat as daar 'n ander man verbykom, en hy kyk na haar, moet hy sien, she's spoken for. Sy is gevat. Sy is nie meer beskikbaar nie. Want sy leef, en hy kan sigbaar sien, die bruid behoort aan 'n man. Dis nou die Joodse huwelik. En so moet ons leef, wanneer ons hierdie geskenk oopmaak, wat die skat in het, so moet ons leef, dat die lewe van Jesus Christus in ons sigbaar is. Dat die wêreld wat verbyloop, kan sê, dit is 'n kind van die Here. Dis 'n kind van die Here. Maar terug daar by Matteus 25, wat nou ons teksgedeelte is. Die teksgedeelte of die gelykenis van die 10 maagde, dui natuurlik nie op die wêreld daar buite nie. Jy sien, die 10 maagde is die kerk, is die mense wat in die kerk sit. Dis die mense wat sê, ons is Christene. Dis die mense wat vir die Here ken, maar tog is daar verskil. Tog het van hulle genoeg olie en ander het nie. Ek wil gou vir julle die eerste ene van hierdie 3 gelykenisse lees. Die gelykenis van die ontroue slaaf. Dis die laaste gedeelte in Matteus 24 vanaf vers 45. Wie is dan die betroubare en verstandige slaaf vir wie die eienaar aangestel het oor sy huishouding om vir hulle op tyd kos te gee? Gelukkig is daardie slaaf wie se eienaar hom Gelukkig is daardie slaaf wie se eienaar hom so aan die werk sal vind wanneer hy kom. Amen, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Die bruid, sy berei haarself voor vir die terugkom van die bruidegom, sy het die geskenk gekry, is nie in die unwanted giftbox gesit nie, sy het die seeboksie oopgemaak, sy het die R100 binnekant gekry. Alles wat sy het, wat die seun se, wat die bruidegom se is hane. Die aand as hy haar kom haal, dan vat hy haar met niks saam nie. Met niks. Alles is daar. En alles wat in die seun behoort in die Vader. Johannes 14 vers 2, ons het dit nou al gelees. Glo in God en glo in my, sê Jesus vir hulle, toe hy vir hulle sê, ek gaan weg, né? Right, ons lees verder. Okay, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. As die slegte slaaf egter in sy hart sê, my Heer talm, sê my Heer talm, en onthou hy gedeelte, en hy begin sy medewerkers slaan, en hy eet en drink saam met die dronkes, sal die eienaar van daardie slaaf op 'n dag kom wat hy nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie weet nie. Hy sal hom daardeur laat kap en hom laat deel in die lot van die skynheiliges.
daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. In hierdie twee gelykenisse se einde sien ons dat die lewe wat ons lei, die voorbereiding wat ons doen, het 'n uitwerking op ons geestelike einde. En al twee spel Jesus dit uit. Onthou hoofstuk 25, die eerste een, hy sê, en die koninkryk van die hemele sal wees soos. Nou vra ek, het ons genoeg olie in ons lampies? Jy sien, wanneer ekstra olie, wat is die verskil tussen die 10 maagde? Tussen die 10. Al 10 sit in die kerk. Ons lees hier so, die bruidegom het getalm en al 10 het aan die slaap geword. Al 10 het aan die slaap geword. Onthou soos ek nou verduidelik het vir die agtergrond van die Joodse huwelik, is gewoonlik so rondom 'n jaar, dan kom die bruidegom terug. Maar dit is nou al lankal verby dit. En nou word daar getalm. En dan begin hulle vaak raak en aan die slaap raak. Maar wat is die verskil tussen die 10 maagde? Tussen die 5 dwaases en die 5 wyses. Jy sien, hier is die verskil. Hier is die verskil. Hier is die verskil. Dit wat binne-in is, die 5 wyse maagde. Nou sal my tong bly knoop ook nog. Die 5 wyse maagde het hulle geskenke oopgemaak. Hulle het die boksie seep uitgehaal. Hulle het die geskenk binne gekry. Hulle het die skat binne gekry. Hulle het die skat hier in hulle hart, soos wat 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, en so moet ons leef, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggame sigbaar is. So, waar is jou geskenk? In die unwanted gift box, of het jy oopgemaak? Want hulle ekstra olie wat hulle by hulle gehad het, is juist daarin. Volgende Sondag is Pinkster. Dan gaan ons aan met hierdie, en dan begin ons by die ware uitstort van daai geskenk. En hoe die Here hoe die Here vir ons daai geskenk kom gee het, 'n geskenk vir ons almal. Maar ons almal het 'n keuse wat ons maak daarmee. Almal van ons het 'n keuse wat ons maak daarmee. Jy sien, daar is te veel wat sê, man, moenie oor my worry nie. Ek kom kerk toe van so klein af met my groen safari pakkie, het my ma my gesleep en my maat sit daar langs haar en my sussie met haar wit bobby socks en daar het ons gesit en sy gesê, nou luister julle, en ons was Sondagskool toe van so groot af en ek is al die jare in die kerk. Ek het groot geword in die kerk, my ouma het 3 Bybels deurgelees, flinter, stikken. My ma se bidder, sy het gebid vir ons. Dis die vraag is, het jy jou geskenk oopgemaak? Het jy die boksie seep uitgehaal? Het jy gekyk wat's binne in my boksie seep? Het jy die skat gekry? Is die skat binne in jou? En skyn dit uit jou uit? Laat die mense wat verbyloop die lewe van Jesus Christus in ons lewe sien. Want dis die vereiste. Jy moet genoeg olie hê. En die genoeg olie is in hy boksie seep weggesteek gewees. Jy sien, die waarskuwing is daar, Matteus 24, die waarskuwing is daar, Matteus 25, net soos met die vloed, die weervoorspelling het gesê, daar kom water. Die mense wat die voorberei het, het te min kos gehad, al was nie meer genoeg petrol vir die generator nie. Jy sien, dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. Elkeen van ons moet gereed maak. Ons moet sorg dat ons gereed bly, en die enigste manier hoe ek hierdie erde kryk, wat maar lek, gereed kan bly, is om konstant met die geskenk van die Heilige Gees gevul te word. En konstant te leef, laat almal kan sien, hou maar verby, she's spoken for.
Sy is gebetrouf, sy is verloof, sy behoort aan die Here, daai bruid. Jy sien, want dit moet duidelik sigbaar wees in ons lewens. So weer eens, waar is jou geskenk? Oopgemaak? Of staan hy nog altyd daar in die unwanted giftbox? Ek hoop vir jou part, hy sê al geregive, want dan het jy probleme. Maar dis nooit te laat ook by die Here nie. Ons het almal die geleentheid om reg te maak. Sê Here, hier is ek is maar 'n erdekruik wat lek, my ou lampie begin ook flikker, kom maak my weer vol, kom gee my nuwe krag, kom gee my nuwe moed, kom bou my weer op. En nog nooit het hy ons teleurgestel nie, nog nooit sal hy sy rug op ons draai nie. Amen. Ag Here, dankie vir u woord, Here. Dankie my God vir Here, miskien moet ons eers sê dankie vir die waarskuwing. Here, dankie dat u ons voorberei het, genoeg voorberei het, dat u waarskuwings gegee het, dat u Matteus 24 vir ons uitgespel het en gesê het, en so sal dit wees in die laaste dae. Maar niemand weet van die dag en die uur nie, nie eers die engele in die hemel en ook nie die see nie. Maar u sal terugkom op 'n dag wanneer ons dit nooit nie verwag nie. En dit is 'n feit, Here, want so is die koninkryk van die Here, so sal dit wees. U sal in die nag kom, die metaforiese nag, en u sal u bruid kom haal. En u gaan haar saamvat, en dan gaan 'n huwelik plaasvind, en die feesmaal gaan gedek wees, en Here, ons sien uit daarna, nie ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar Here, al werk wat ons het, is om ons lampies vol te hou, en genoeg ekstra lampies te hê, olie te hê. En Here, dan gebeur daar vreemde dinge in hierdie gelykenis. Die ander sê, maar gee vir ons van julle olie. Maar Here, as ons weet waar die olie vandaan kom, dan weet ons ook, maar ons kan dit nie uitdeel nie. Ons kan dit nie net gee vir mense wat hulle geskenk in die unwanted giftbox gesit het nie. Here, want ek het die moeite gedoen om my geskenk oop te maak, daai bakkie seep oop te maak, daai boksie, die seep uit te haal. Here, my skoon gewas voor u, en die skat wat daarin is, deel gemaak van my mondering, deel gemaak van my lewe. Here, ja, ons is net 'n erdekruik wat lek. Maar daarom ook die eerste versie van 2 Korintiërs 4, Here, wat sê, u die skat juis in die erdekruike gesit, sodat u die eer moet kry, en nie ons nie. Here, wees so saam elke ede, en ja, ons almal moet onsself ondersoek, soos Dawid dit so baie doen in die psalms, Here, dan sê hy, kom ondersoek my hart, Here, kom ondersoek my niere, kom ondersoek my binneste, en openbaar u self aan my, Here, moenie u gesig van my wegdraai nie. Here, so het ons elkeen 'n voorbereiding om te doen vir die dag wat u terugkom, want ons weet nie van die dag en die uur nie. Maar wat ons wel verseker weet is, u kom terug. U kom terug want u het opgevaar. U het opgevaar na die hemel toe, u dit voorspel in Matteus, in Johannes 14 sê u vir hulle, en toe het u opgevaar na die hemel toe, net soos u gesê het gegaan om vir ons plek voor te berei. Here, en ons kan nie wag nie. En intussen moet ons olielampies laat brand. Ons moet ons liggie laat skyn, vir hierdie donker wêreld om te weet en te sien,
U het ons flawless gemaak. Dis niks wat ek verdien het, die Here, maar alles net genade van die bruidsprys wat U betaal het. En Here, ons het daai lampie in ons, as daai geskenk wat U vir ons gegee het, daai skat wat U hier in ons binneste kom bou het. Maar Here, die waarskuwing staan nog steeds en die feit is nog steeds. Die ontroue slaaf, daar was 2. Een het dit gemaak, een nie. Die 10 maagde, daar was 10. 5 het dit gemaak, 5 nie. So daar sal altyd die wees wat jy gaan luister. Wat jy hierdie waarskuwing gaan ernstig opneem nie. So Here, ons gebed is vandag, Heilige Gees, kom raak hy harte aan, Here, laat hulle self sal ondersoek. Sorg dat die lampies vol is en die liggie, die lampies sterk brand. Want ready or not, U kom terug. En dankie vir hy belofte, Here, dat U ons so lief het, dat U ons nooit hier sal agterlaat nie. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.